Ek wil nie vanmôre voor U staan as 'n dominee nie. Want in my hart is ek dit nie. Ek staan voor U as U kind. En ek bid dat U my arm sal optel. Ek bid dat U vir my die woorde sal gee. Want ek weet, as U nie op ons harte skryf nie, sal dit wat ek sê vandag geen effek hê nie. Help vir my, Here, om steeds te hoor wat U wil sê. Help vir ons almal, Here, deur die Gees, om wanneer ons U woord lees en wanneer ons praat oor U, dat ons vir U sal beleef, dat ons vir U sal hoor en nie 'n man wat praat nie. Dat ons so sal luister, Here, dat ons oop is as U vandag vir ons wil aanraak deur U wonderlike Gees. Dat ons sal sê, hier is ek. Ek bid dit vir elkeen wat hier sit. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons almal het al gewag. Ons is besig met 'n reeks, verlede Sondag gepraat oor smag. Ek hoop jy onthou nog wat daar gebeur het. As jy nie onthou nie, gaan luister asseblief na die video's. Of lees die preekopsomming. Vandag se tema is wag. Ons het almal gewag al. Ek het al gewag, ek het al vir julle gesien wag. Ons weet wat dit beteken om vir ons kinders te wag as ons haastig iewers heen op pad is. Sommige van ons ken die vreesaandaande wag as jy wag vir die uitslag van 'n mediese toets en jy weet nie wat dit gaan wees nie. Ons weet vir almal verseker wat dit beteken om by Checkers in die rye te wag. Dit voel vir almal van ons soos 'n ewigheid, en ek het vroeg in my lewe besef, dit help nie eers jy verander van ry as jy dink die vorige een gaan vinnig nie, want op een of ander ongelooflike manier, sodra jy inskuif in die ry, dan val alles in mekaar en gaan staan daai ry stil. Die Here gesê, ek wil nie huil vandag nie, nou loop my neus. Ek weet nie wat aangaan nie. Wie van julle was al op 'n troue waar jy gewag het vir die bruid? Wys gou vir my. Hy steek sommer sy hand so. Nou, ek het in my lewe in hierdie gemeente, ek het nie getel nie, ek weet nie presies hoeveel nie, as ek kom so by 5 troues 'n jaar, het ek so amper by die 200 troues gedoen, dalk 'n bietjie minder, want ek het op ander plekke ook troues gehou, en ek was bittermin by 'n troue, seker by 3 of 4, waar ons nie vir die bruid gewag het. Die rekord was 'n halfuur. Maar ek is rustig. En ek sê altyd vir die bruidegom ook, wees asseblief rustig, is nie die laaste keer wat jy gaan wag nie. En ek dink is die bruid se voorreg om daai, sy's verskriklik besig voor die tyd, so ek het maar gewag, maar toe gebeur daar iets eendag wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Toe wag die bruid vir my. Ek was in die tuin besig op my knieë. Ek het nie gesien die tyd loop aan nie. Ek het trouens so bietjie vergeet dat ek 'n trou het die dag.
maar ek was gelukkig voorberei, ek berei my goed altyd voor die week, voor die troue voor, so ek het op my knieë gestaan, toe die koster bel, met die vraag wat die Here ook vir Adam en Eva gevra het, Piet, waar's jy? Nodeloos om te sê wat deur my gegaan het, en dit was letterlik, soos die Blackbird, die rekord, wat ek tyd gevat het om gereed te maak van my knieë, van die modder, tot ek hier gestaan het, spiek en span met 'n das en alles. Gelukkig het die bruid my vergewe, is 'n wonderlike mens, ek weet nie of iemand van julle Elna Stassen ken nie, wie se naam ook in my geheue vasgeverf is, want sy was die bruid, en sy het net gelag, en vandag nog as ons mekaar sien, dan lag ons daaroor, en ek het besef, vergifnis is 'n wonderlike ding. As 'n mens vir God wag, is dit totaal anders. By God is wag nooit passief nie. Dis nooit, ek weet nie of julle die uitdrukking in Afrikaans ken om water te trap. By God is wag nooit watertrap, sodat ek met iets anders kan besig wees, ek moet nou net klaarmaak nie. By God is wag veronderstel om altyd aktief te wees, ook van jou kant af, want van God se kant af is dit altyd aktief. Daar gebeur altyd iets as jy by die Here wag. Psalm 27 vers 14 sê, en dit is vir my die samevatting van alles, is een van, dink 142 keer wat die woord wag in die Bybel voorkom, meestal in die Ou Testament, sê die Here, wag op die Here, hy sal jou hart versterk. Met ander woorde, terwyl jy wag, gebeur daar iets. Die Here maak jou hart sterk, hy weef sy krag in jou lewe in, terwyl jy wag. Ek wil daarby sê, maar jy moet wag. In Jesaja 40 vers 31 sê die Here, die wat op die Here wag kry nuwe krag, dis soos 'n gym waar jy gaan oefen. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, ek het dit male sonder tal al beleef, dat ek met 'n swaar hart en moeg voor die Here gaan sit op my kantoor, en as ek regtig connect met die Here, kontak maak met hom, met alles wat ek probeer doen om my gedagtes op een te kry, dan voel ek hoe die krag in my inkom. En die vers sê verder, dan vlieg jy later soos met arendsvlerke. Psalms, die woord wag is die woord kava in die Hebreëus, wat beteken to bind together. So dis nie sommer om te wag, is nie sommer net tyd verdryf of tyd mors nie, dis 'n aktiewe ding van bind saam. Dis hoekom die Here jou laat wag. Hy wil jou saam met hom bind, aan hom vasbind. Die woord beteken ook om 'n bietjie langer te wag as wat jy bedoel het. Dit is my so mooi, om bietjie langer te vertoef, om die verhouding so bietjie oplewing te gee. Om doelbewus by die Here te sit en wag en niks te doen nie, is die grootste fout wat ons kan maak. Van sy kant af is dit altyd aktief. Maar ons, baie keer as ons vir die Here iets gevra het of gebid het, dan sit ons amper met ons horlosies en wag, Here, wanneer gee jy nou wat ek gevra het? En sodra jy gaan stil sit en sodra jy vir die Here op so 'n manier wag, dan fokus jy eintlik eerder op dit wat die Here kan gee, sy gawes, as op God self. Ek sê dis die grootste fout, want as jy dink wat ons verlede week vir mekaar gesê het, dis die Here se grootste begeerte, dat jy wat moet doen? Dat
dat jy met hom een moet wees, dat jy naby hom moet wees. En as jy sy gawes in God van mekaar af losmaak en wag vir die gawes sonder om kontak te maak met God, is jy op verkeerde plek. Kinders maak so met Kersfees, julle het dit al beleef. Vroegmôre hardloop hulle na die boom toe en hulle gaan sit en kyk na al die persente wat hulle gaan kry. Party weet dit sommer voor die tyd wat hulle gaan kry. Hulle kan nie wag om dit oop te maak nie. Hulle het vrede met al die familiedinge. En ons het 'n ding probeer vestig in ons huis, dat ons met Kersfees stil raak voor die Here en 'n bietjie lees, maar hulle kan nie eintlik wag vir dit nie. Dit moet net verbykom sodat hulle geskenke kan kry. En as ek en jy so gaan sit en wag vir die Here, dan kry hy ook die gevoel wat ek en jy kry as ons kinders wil hê wat ons kan gee, maar hulle wil ons nie hê nie. Maar die woord wag, soos ek reeds gesê het, is aktief. Dis nie tydmors nie. Die woord wag beteken om saam te bind. Die Here laat jou wag, omdat hy nader aan jou wil lewe. By hom is wag nie tydmors nie. Ek weet nie of jy vir Bill Johnson ken nie, hy is deel van Bethel, die groot kerk wat nou so onlangs in die nuus was, en mense kan sê van hom wat hy wil, hy het baie goeie insigte, en ek lees nogal graag van sy goed. Bill Johnson sê, waiting forms us before God moves us. Om te wag is die Here se manier om jou gereed te kry, om jou te vorm, voordat hy jou na 'n volgende plek toe beweeg, of dalk om jou na 'n volgende plek toe te beweeg. En ek dink, die plek waartoe ek en jy die meeste moet beweeg as dit by die Here kom, is sy tydsberekening. Want kyk, ons is 'n vinnige klomp. Ek weet vir julle, ek ken vir julle ook, ek is van die stadiges onder julle. Ons wil move. Ons wil hê daar moet dinge gebeur. Ons wil eintlik hê die Here moes gister al gegee het wat ek môre eers vra. Ons wil resultate sien. Ons wil doelwitte haal. Ons wil sien daar gebeur iets. As ons 'n probleem het, wil ons oplossings hê so vinnig as moontlik, want ek kan nie wag nie. En as jy so met die Here te lewe, so hastig en so vinnig net resultate wil sien en wil hê die Here moet opdaag, dan trek jy 'n streep deur die Here se doel met jou lewe. Wie kan vir my sê wat is sy doel? Handelinge 17:27. Om God te soek, dankie Nantes. Om God te soek. Mens kan nie hastig soek nie. Toe die Here vir Israel deur die woestyn gevat het, julle ken die verhaal na hulle bevry is uit Egipte. Hy kon hulle 11 dae deurgevat het, op die einde het dit 40 jaar gemaak. Hoekom? Want hy het gesien, die volk Israel is net agter sy gawes, maar hulle wil nie by hom wees nie. Toe maak hy die tog 40 jaar, nie om hulle te straf nie. Dit klink so as jy die Bybel lees asof die Here hulle gestraf het, maar hy het nie net gestraf nie. Die Here wou hulle by hom hê. Hy wou 'n verhouding met hulle hê. En hulle wou net by die beloofde land gekom het. Die vraag waarby ek wil stil staan net so 'n oomblik by jou vandag is, hoe bly 'n mens op die Here fokus terwyl jy wag? En die Here het op 'n baie interessante manier, wat ek nou met jou gaan deel nie, terwyl ek eendag ingery het dorp toe, en ek dink oor die preek van vandag,
het die Here net vir my so laat dink aan die verhaal in Exodus 3 vers 1 tot 5, die van die brandende bos en Moses. Ek dink julle ken dit, né? Ek lees dit gou vir jou. Exodus 3 vers 1 tot 5 staan: Moses het by sy skoonpa skape opgepas en het al dieper in die woestyn agter die skape in beweeg en by Horeb, die berg van God, uitgekom. En daar sê hy die woord, skielik het 'n engel aan hom verskyn in 'n vlam wat in 'n bos brand. En die verhaal sê verder, Moses was verwonderd, want die bos bly aan brand, maar dit brand nie uit nie. En toe sê Moses vir homself, dis snaaks. Hoekom brand die bos nie uit nie? En hierdie woorde, laat ek gaan kyk wat aangaan. En toe die Here sien dat Moses nader kom om ondersoek in te stel, het hy uit die bos geroep, Moses, Moses. En Moses het geantwoord, dit is ek. En toe sê die Here vir hom, moet nie nader kom nie. Trek jou sandale uit, want jy staan op heilige grond. Het is interessant, die gebruik om sandale uit te trek beteken, en ek wou nou vandag my skoene uittrek, toe sien ek my sokkie het 'n gat in. Die gebruik om sandale of skoene uit te trek beteken dat jy jou weerloos maak. As ons by ons kinders kuier oor see, moet ons dit ook doen, hulle doen dit daar, hulle hou die huise skoon, so jy buitekant staan al jou skoene as jy inkom, jy trek dit uit en jy loop kaalvoet of op jou sokkies in die huis. Baie van julle doen dit as jy TV kyk, jy skop jou skoene uit, en dan moet jy iewers heen gaan, en die eerste ding wat jy soek is jou skoene, want as jy nie skoene aan het nie, wat doen dit? Dit beperk waar jy kan loop, want jou voete kry seer, en dis maar nog meer wat die uittrek van die sandale beteken, wat die Here vir ons wil sê, as jou sandale uittrek, is jy op die plek waar jy die heiligheid van God waardig is, want daar moet jy nie self in beheer wees nie, jy moet maar vir die Here oorgee, maar dis nie waaroor ek by wil stil staan nie. Ek wil by jou stil staan by dit wat Moses gesê het, maar kom ons praat eers oor die bos. Ek het 'n bietjie gelees, dis 'n Dictamnus albus plant, wat daar gebrand het. Dictamnus albus. Nou hierdie klink soos 'n plant wat in jou tuin groei, maar dit is nie dit nie. Hierdie is 'n Dictamnus albus. Hulle noem dit 'n gasplant. En wanneer dit baie warm is, dan skei die plant vlugtige olies af. En dan slaan hierdie olies baie keer, en dit sê Wikipedia, dis regtig so, dan slaan hierdie olies baie keer aan die brand, maar die wonderlike sê ek vanmôre vir Marike ook, wat Wikipedia sê, is nie ek nie, jy moet dit maar gaan kyk self en gaan lees. Hulle sê, as die olies brand, beskadig dit nie die bos, die plant nie. So dit kan verlang brand. En nou sê die wetenskaplikes, nou het ons die verklaring gekry vir hierdie bos, want die wetenskaplikes probeer wonderwerke uit die Bybel uitverklaar. Hulle wil altyd 'n wetenskaplike verklaring hê vir dit in die Bybel staan, en ek sê vir hulle, bog daarmee, hierdie was 'n wonderwerk wat die Here gedoen het. Luister mooi. Om Moses se aandag te kry. Om sy aandag te kry. Daar is die brand, sorry. Want Exodus 3 vers 3 wat ek gelees het, sê Moses vir homself, laat ek gaan kyk wat aangaan. Die woord, laat ek gaan kyk, is die Hebreëse woord soer, wat beteken om te onderbreek, waarmee jy besig is, om af te draai.
regte woord is eintlik om af te draai van jou pad af. En ek dink dis hoe God wil hê, ons moet lewe by hom. Elke ding wat in jou lewe gebeur, het sy goed of sleg, elke probleem, elke krisis, elke struikelblok waar jy kom wat jy nie verder kan nie, elke diagnose wat jou bang maak, is 'n brandende bos van die Here in jou lewe, nie om jou bang of skrik te maak of dood te maak nie, om jou aandag te trek. En vir jou te sê, ek wil bietjie in jou werk, voor jy verder beweeg. So hier is wat ek dink moet gebeur is, ek wil dit nou net eenvoudig vir jou verduidelik. Moses loop agter die skape aan en skielik brand 'n bos en hy gaan staan stil. En dis die belangrike ding. So loop ek en jy ook deur die lewe en ons werk en hier's bosse wat langs ons begin brand. Elke dag op jou pad is daar brandende bosse en ons move maar net verby. En op die einde wag die Here by die brandende bos, maar ons is ver vooruit en ons kom dit nie agter nie. Want ons leef te vinnig. So ek dink die vraag wat die Here op my hart gelê het vir jou en vir myself ook vandag, gaan jy stop om die Here te ontmoet? Of voeter jy net aan in jou eie spoed, met jou eie agenda, sodat jou eie wil geskied, sodat dinge uitwerk soos jy dit beplan het? Daar's een ding waaroor ek geweldig baie sekerheid het in my lewe. Ek het baie vrae gekry daaroor in die gemeente en baie geleer en gelees daaroor. God se plan met jou lewe, soos ek die vorige keer ook gesê het en al baie gesê het, is beslis nie om alles mooi te laat loop in jou lewe, om jou gelukkig te hou nie. Die Engelse sê, God wil jou nie happy hê nie, hy wil jou holy hê, en om holy te kry, moet hy jou soms deur horrible goed sit. Want sommige van ons hoor nie so goed nie. So wanneer die Here jou laat wag, is nie om jou tyd te mors nie, is nie om jou te straf nie, is nie om jou angstig te maak nie, wanneer die Here jou laat wag, in die Engels het 'n mooi woord, die Afrikaans sal ek nou sê, wanneer die Here jou laat wag, is dit om jou in sync te kry, in harmonie te kry, met homself. Niks anders. Johannes 12 vers 26, wat ek ook al baie aangehaal het, sê die Here, iemand wat in my diens wil staan, iemand wat met my glo, iemand wat my disipel en my volgeling is, moet my aanhou volg, en hier's die belangrike, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Die woord diens wat daar staan, as iemand in my diens staan, is die woord diakonos. Wie weet wat dit beteken? Wat hoor jy daarin, Koos? Diakonos. Jy hoor 'n diaken. Was jy ook een? Jare terug. Ons almal sê dit, jare terug. 'n Diaken het 'n verkeerde konnotasie in die NG Kerk, in die ou NG Kerk. Hulle het altyd gesê, as daai ou in die deur klop, maak jy nie oor nie, want hy kom vat net jou geld, en hy kom altyd op 'n ontydige tyd. Maar dit is nie wat diakonos beteken nie. Diakonos in die Bybel beteken dis soos 'n tipe kelner in 'n goeie restaurant. En as die kelner te goed is, dan raak ek so 'n bietjie op my senuwees, dan dink ek later, Here, gee my net kans om te besluit voordat jy weer kom. Maar 'n goeie kelner is die heeltyd op jou. Want hy stel belang in jou welwese. Hy wil jou bedien, hy wil hê dit moet goed gaan met jou. En die Here sê, dis wat hy by ons wil hê. Nie dat ons hom sal dien soos kelders nie, maar dat ons soos brommers om hom sal wees en hom nie sal los nie.
Niemand ons wil hê wat hy kan gee nie. Omdat ons by hom wil wees. Broers en susters. Ek is aan die einde van my loopbaan. As ek by jou kan smeek vandag. Hê 'n verhouding met die Here, nie met sy gawes nie. Jy weet nie wat jy mis, as jy dit nie het nie. Jy weet nie wat jy mis nie. So om te wag op die Here is nie 'n vloek nie. Hy wil jou nie straf nie, hy wil jou nie seermaak nie, hy wil jou nie kry vir goed wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy wil hê, jy moet stadiger leef. Sodat jy by hom kan stil staan meer dikwels. Hy het jou so lief dat hy in 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy sal die wederkoms uitstel om 'n verhouding met jou te hê. Elke oomblik in jou lewe. Elke ding wat gebeur, goed of sleg, is 'n brandende bos. Werk in jou kop daaraan om dit so te sien. Dis nie sommer net goed wat gebeur nie. Partykeer is dit die duiwel, maar die Here gebruik dit as 'n brandende bos om vir jou te vra. Moses, waar is jy? Kom nader. Moses se ervaring by die brandende bos wil vandag vir my en vir jou vra. Is jy bereid om te stop by elke brandende bos in jou lewe? Ek hoop jy onthou dit as jy môre lewe en iewers heen op pad is. Ek sluit af. Onthou net, elke brandende bos waar jy verbyloop, elke geleentheid waar jy die Here persoonlik kan sien en ontmoet, wat jy nie gebruik nie, laat vir agter jou so stadig maar seker in die geloof. Dit steel by goed by jou, wat jy nie eers weet word gesteel nie. En iewers op 'n dag, kom ons net agter, God is myle van ons af. Nee, kom ek rephrase. God is nie myle van ons af nie, ons is myle van hom af, want hy is altyd by jou. So die vraag wat ek vanmôre mee wil stop, is gaan jy stop by die brandende bosse op jou pad? Ons Hemelse Vader, maak ons oë oop vir hierdie bosse. Maak ons oë oop om te sien dat die goed wat elke dag rondom ons gebeur, wat ons irriteer, wat ons moedeloos maak, wat ons laat stop, wat ons breek, dat dit 'n manier is om ons uit te nooi. Kom ontmoet my. Gee vir ons die wysheid, Here, om hierdie tye wat U vir ons gee, en hierdie ontmoetings wat U so elke dag op ons pad reël, dat ons nie daar verby sal voeter teen 'n hengse spoed en ons eie agendas dryf nie, maar dat ons by U sal staan. Elke probleem by U sal stop. Elke krisis by U sal stop.
elke siekte by U sal stop. Help ons, Here, om te stop by die brandende bosse wat U op ons pad bring. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.